Sê goeiemôre almal. Julle kan julle sitplekke neem, dankie. Ons het 'n bietjie ding gesaai vanmôre. Maar is reg, die Here is hier. Kom ons gaan sy naam vanmôre lekker groot maak. Amen. Ons net vir Chris ook vanmôre welkom sê, daar uit Kanaven uit. Lekker ver getravel om bietjie by ons te kom kuier. So is lekker om jou saam met ons te hê, Chris. Nou ja, kom ons bid saam. Vader, ons loof U en ons eer U, want U is waardig vanmôre, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, dankie vir U genade. Heilige Gees, dankie dat U vanmôre hierdie plek sal kom vul met U wonderlike teenwoordigheid, Here. Vader, dankie dat U vanmôre elke vraagstuk in elke hart, Here, sal kom antwoord vanmôre. Here, dat U op 'n besonderse manier vir elkeen sal deurkom, Here. Vader, dankie dat U vrede wat alle verstand te bowe gaan, net elkeen van ons sal kom omvou en Here, dat ons sal weet, Here, dat U is vir ons. U is met ons, Here. U beskerm ons, Here. U dra ons deur, Here. Vader, U sê in die woord dat U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie, Here. En daarom is ons vanmôre opgewonde om in U teenwoordigheid te kan ingaan, Here, en net U naam te kan groot maak vanmôre, net U eer te kan gee, Here. Dankie dat terwyl ons U oplig, Here, terwyl ons U naam groot maak, Here, dat U Gees elke persoon in hierdie plek vanmôre sal kom bedien, Here, in die naam van Jesus. Ons loof U daarvoor en ons eer U in Jesus naam, want U is welkom. Welkom Heilige Gees, halleluja. Halleluja, prys sy naam. En dan Ludwig, hulle is 'n klein kind, is in die hospitaal opgeneem sover verstaan, in Bloemfontein. So hulle is gisteraand gou deur Bloemfontein toe, so ons kom ons bid ook sommer nou terwyl ons daar nou besig is. Wat is die kind? LW. Dis hulle heel klein babietjie. So kom ons gaan net gou vir LW dan intree ook in hierdie oomblikke. Vader, ons dankie dat ons nou vir LW voor U kan bring in die naam van Jesus, Here. En Vader, ons spreek genesing oor sy liggaam uit, oor hy longontsteking, en ons bestraf dit in die naam van Jesus. En Vader, dankie dat hy nou maklik sal asemhaal, Here, en dat hierdie infeksie wat al mag wees sal verdwyn in Jesus naam. Ons eer U daarvoor en ons loof U, want U is vanmôre waardig en U is vanmôre die groot geneeser. Deur U wonde het daar nou vanmôre vir LW genesing gekom, Here. Dankie dat U ook nou sy ouers nou rustigheid sal gee en die wete, Here, dat U genees hom in Jesus naam. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Sy kom ons gaan staan en gaan sy naam van die Here groot maak. Ons loof U naam. Bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Lof en eer kom U toe, lof en eer kom U toe. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Lof en eer kom U toe, lof en eer kom U toe. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Lof en eer kom U toe, lof en eer kom U toe. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Lof en eer kom U toe, lof en eer kom U toe. Die gemeente bring aan U die lof,
die Heer en heerlikheid. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Vader, ons loof U naam. Welkom is U vanmôre, Here. Ons maak U naam groot, Here, want U is waardig. Halleluja, prys sy naam, prys sy naam. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto Him sacrifices of thanksgiving. And we offer unto Him sacrifices of praise. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto Him sacrifices of thanksgiving. And we offer unto Him sacrifices of praise. We bring a sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto Him sacrifices of thanksgiving. And we offer unto Him sacrifices of praise. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto Him sacrifices of thanksgiving. And we offer unto Him sacrifices of praise. Nog een keer samen. We bring a sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto Him sacrifices of thanksgiving. We offer unto Him sacrifices of praise. Yes, we praise you, God. Hallelujah. Waardig is U vanmôre. Yes, praise sy naam. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower, the righteous running to it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower, the righteous running to it, and they are saved. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Oh, the name of the Lord is a strong tower, righteous running to it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower, righteous running to it, they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower, the righteous running
they are saved. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Halleluja, kom ons gee die weer 'n lekker lofoffer. Vader, ons loof U naam. Halleluja, prys hom vanmôre. Heilig is sy naam. Halleluja. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Ek wil hê jy moet vanmôre jou hart voorberei. Berei jou hart vanmôre voor vir die woord.
Bring jou hart vanmôre voor om te sê, Heilige Gees, hier staan ek vanmôre. Here, ek wil my hart voorberei. I want you to be a sanctuary for you. I want you to come and fill me with your Spirit, God. I want you to use me, Lord. I want you to use me in the gifts of the Spirit, God. Father, I want to totally surrender to you this morning. Ek wil vanmôre oorgee aan U, Here. En ek wil vanmôre sê, Here, kom gebruik hierdie mens, Here. Kom gebruik hierdie persoon wat vanmôre voor U staan, Here. As I surrender to you, say, Lord, I want you to come, Father, and fill me and use me. Prepare me this, Lord, the moment, Lord, in the service this morning, Lord, to be a sanctuary for your Spirit, God. That I be a place where people will come to, Father, when they thirst, Father, that you will use me to minister to them. Berei vanmôre jou hart voor om te sê, Heilige Gees, gebruik my. Kom ons sing dit nog so 'n paar keer saam. Ons bedoel dit uit ons harte uit as ons hierdie woorde sing. Lord, prepare me to be a sanctuary, Here. Maar ry my lewe voor, Here. Berei my hart voor, Here, soos ek oorgee aan U. Here, laat ek heilig voor U kan staan. Geen agendas nie, Here, but I just want to be used by You. It's my desire this morning, Lord. Kom ons sing dit nog 'n keer saam. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for You. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for You. Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for You. Come in Your glory, Lord. Come in Your glory, Lord. Thank You. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Hallelujah. Come in Your glory, Lord, fill this place. 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 Come in Your glory, fill this my heart. Come in Your glory, Lord, fill my heart. Come in Your glory, Lord, fill my heart, O God.
Come in your glory, Lord. Fill my heart. Come in your glory, Lord. Fill my heart, oh, fill this place. Come in your glory, Lord. Fill this place. Come in your glory, Lord. Fill this place. So come in your power, Lord. Come in your power, Lord. Fill this place. 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 Oh, come in your strength. Come in your strength, O Lord. Fill this place. Come in your strength, O Lord. Fill this place. Oh, come in your strength. Come in your strength, O Lord. Fill this place. Come in your strength, O Lord. Fill this place. So come in your might. Come in your might, O Lord. Fill this place. Come in your might, O Lord. Fill this place. Oh, come, oh, come, oh, come. Come in your might, O Lord. Fill this place. Oh, come, O Lord. Come in your might, O Lord. Fill this place. Come in your holiness. Come in your holiness. Fill this place. Come in your holiness. Fill this place. Oh, come in your holiness. Fill this place. Come in your holiness. Fill this place. Come in your love and fill my heart. Come in your love, O Lord. Fill my heart. Come in your love, my Lord. Fill my heart. Come in your love, my Lord. Fill my heart. Fill me now. Come in your love, my Lord, and fill my heart. Come in your love. Come in your love, my Lord. Fill my heart. Come in your love, my Lord. Fill my heart.
come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord. Fill this place. Come in your glory, Lord. Fill this place. Yando shando, shando, riandara shiri yando riando, kiando shando, yando, riandara shiri yando, kiando shando. Yando, reshariri yando, reshando, yando, yando, reshando, yando, shando. Come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord. Fill this place. Come in your glory, Lord. Fill this place. Come in your glory, Lord. Oh, come, Lord. Fill this place. Come in your glory, Lord. Fill this place. Come in your holiness. Come in your holiness. Fill my heart. Fill my heart. Come in your holiness. Fill my heart. Come in your holiness, fill my heart. Come in your holiness, fill my heart. Come in your love, come in your love, O Lord. Fill my heart, oh, come in your love, oh Lord. Come in my heart, Lord. Fill my heart, thank you, Jesus. Come in your love, oh Lord. Fill my heart, come in your love, my Lord. Fill my heart. Randara shandora riando, shando rishiriale riandara riando, shadariando, shando. Great is your name, O God. I worship you. Great is your name, O Lord. I worship you. Great is your name. Great is your name, my Lord. I worship you. Great is your name, my Lord. I worship you. Come in victory, Lord. Fill this place. Come in victory, Lord.
fill this place. Come in victory, Lord, fill this place. Come in victory, Lord, fill this place. So come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord, fill this place. Come in your glory, Lord, fill this place. Thank you, Jesus. We worship your name, my God. Holy is your name. We magnify you, God. Worthy, 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 worthy are you, Lord. Holy, 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 holy. Great is your name. Thank you, Jesus. We worship you, my God. Thank you for filling this place with your presence, O Lord. Thank you for touching every heart right now. Elke persoon hier in hierdie plek, in Jesus naam. As we prepare ourselves, Lord, for more of you, for more of your Spirit, God. Fill us up, Lord. Fill us up. Thank you, Jesus. Worthy is your name. Again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you. Here I am again, Lord, standing in your all I really want is more of you. Oh, here I am again. Here I am again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you, more of you, oh Lord. Here I am again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you. This is my heart's cry for you, Lord, as Mary touched your feet. Teach me to touch the way she did. This is my heart's desire for you, Lord, as Mary touched your heart. Teach me to touch the way she did. Oh, here I am. Here I am
am again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you. Here I am again, Lord, standing in your presence. All I really want is more of you. This is my heart's cry. This is my heart's cry for you, Lord, as Mary touched your feet. Teach me to touch the way she did. This is my heart's desire for you, Lord, as Mary touched your heart. Teach me to touch the way she did. Oh, this is my heart. This is my heart's cry for you, Lord, as Mary touched your feet. Teach me to touch the way she did. This is my heart's desire for you, Lord, as Mary touched your heart. Teach me to touch the way she did. The way she did. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise sy naam. Waardig is die Here. Groot is hy. Dankie vir u teenwoordigheid vanmôre, Here. Vader, dankie dat daar vanmôre verlossing in u teenwoordigheid is en dat daar genesing is, Here. Dat daar vanmôre krag is, dat daar vanmôre deurbraak is, Here. In die teenwoordigheid van Jesus. Ons eer u in Jesus naam. Amen, amen. Baie dankie. It's amazing om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Amen. En wil jy met jouself vanmôre gereed maak vir ons gaan 'n bietjie gesels oor die gawes van die Heilige Gees en ook hoe die gawes van die Heilige Gees opereer in die gemeente. Ek wil vanmôre jou vra, het jy 'n honger vir die gawes van die Heilige Gees? Amen. En die woord leer ons om 'n honger vir dit te hê. En ons gaan vanmôre daarna kyk. So as jy jou skrif saamgebring het, ons gaan redelik baie na 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 kyk waar Paulus oor die gawes praat en hoe die gawes binne in die kerk opereer. Goed. As ons praat van gawes, die Engelse woord vir die gawes is gifts. Met ander woorde, dit is geskenke. OK, dis geskenke, it's gifts, dit kom van die Heilige Gees af. En 'n geskenk is gewoonlik iets wat jy graag wil hê. Goed. So wat is gawes? Hoe moet dit werk wanneer ons by mekaar kom, met ander woorde in ons kerkdienste? Hoe werk die gawes van die Heilige Gees? Nou denominasies en selfs mense binne in sekere denominasies sal nie noodwendig met mekaar saamstem oor presies wat Paulus veral in hoofstuk 14 sê nie. So maar ek gaan dit vir julle uitlê soos wat ek dit verstaan. Maar sal daar mense wees in ander denominasies en selfs binne in ons denominasie miskien wat of in die Pinkstergeleedere wat nie almal noodwendig met mekaar gaan saamstem oor dit, maar dit maak nie saak nie. Ons mag met mekaar in liefde verskil. Okay. So ek gaan dit vir julle gee soos ek die woord hier sien en kom ons kyk daarna. So daar's verskillende gawes van die Gees en waarom is die gawes van die Gees daar? Waarom is dit gegee?
So ons gaan daarna kyk. So ons gaan kyk waarom is die gawes gegee. Ons gaan kyk na wat is die verskil tussen jou gebedstaal wat jou self stig en die taal met uitleg in die gemeente, soos wat ons redelik gewoond is in ons gemeente, taal en uitleg. Okay. Wanneer Paulus sê hy praat meer in tale as almal saam, waarna verwys hy? Ons gaan daarna kyk. Wanneer hy praat van 2 tot 3 tale in 'n diens, Keramastora rosto. My children, I am in your presence all the time. You do not take time to hear me. Your lives are so busy that it keeps going past you. When I speak to you, you don't hear me. But yet I fill you with my spirit every time. And you don't use all the gifts that I have given you. I have given you the gifts from the beginning of time. I knew what I'm giving to each and every one of you, even before you were born. My time is close, I'm going to be here. And I will fill this place that you people are preaching in my name. I will fill it. It'll be like a cup that will runneth over and over and over. There'll never be stop filling. But your faith, keep faith. As my children before you have kept their faith. They have trampled my land, the land that I love, Israel. And today I've blessed them all and have kept them all because they had faith in me. I can heal yours too. You've all got to have faith. Trust one another and use the gifts. Go to the corners of the earth and go preach my words. Amen. Baie dankie, Brother Brian. So ons gaan baie praat oor dit wat julle nou ervaar het. So wanneer Paulus praat van 2 of 3 wat in 'n taal praat, praat hy van 'n taal en 'n uitleg in die gemeente, waarna verwys hy? Wanneer Paulus sê hy wens dat almal in tale praat, waarna verwys hy? Wanneer hy vra, praat ons almal in tale, waarna verwys hy? So aan die een kant sê hy ek wens dat almal in tale praat en dan vra hy vraag, praat ons almal in tale, waarna verwys hy? Wanneer hy sê ons as ons almal in tale praat en daar kom 'n vreemdeling in, bedoel Paulus dat ons glad nie in tale mag bid tydens 'n diens nie. So ons gaan daarna kyk. Wanneer 'n persoon tot wedergeboorte kom, dan kom woon die Heilige Gees in hom. So ons gaan nou so 'n bietjie na die verskillende goed rondom dit kyk sodat daar clarity kan wees en mense sal verstaan. So, wedergeboorte. Wanneer jy tot wedergeboorte kom, dan kom die Heilige Gees en hy kom maak woning binne in jou. OK, kan ek net vinnig my baadjie uittrek, dan kan ons aangaan. Ek wil nou warm gepreek wees. Julle sien, dis 'n hot topic hierdie. OK. So, wanneer jy tot wedergeboorte kom, dan kom die Heilige Gees en kom woon in jou. Daar's baie skrif daarvoor, ek gaan vir julle net een gee vanmôre. Romeine 8 vers 9 wat sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan kom die Heilige Gees en hy kom maak woning binne in my. Maar dit praat nie van die krag van die Heilige Gees nie. Ons kom daarby. So dit verskil vir wanneer die Heilige Gees
oor jou kom of op jou kom, waarvan Handelinge 8 vers 1 praat. Handelinge 8 vers 1 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So dit het niks met wedergeboorte te doen nie. Wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan kom woon die Heilige Gees binne in my. Dan sê hy my, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hoekom? Dis vir 'n rede. Net soos wat die gawes van die Heilige Gees vir 'n rede is, so is die doping met die Heilige Gees vir 'n rede. Wat is die rede? Sodat julle my getuies sal wees. So jy word geroep, jy word bekragtig deur die Heilige Gees, sodat jy 'n effektiewe getuie kan wees. Want die opdrag van die Here Jesus net voor in die hemel opgevaar het, was gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Daai opdrag is nie net aan sekere mense gegee nie, dis aan elke een van ons gegee. Vandag nog is ons geroep om getuies te wees. En vandag nog het ons die Heilige Gees nodig om effektiewe getuies te kan wees. So om die verskil bietjie uit te wys tussen die Heilige Gees wat ek ontvang wanneer ek tot wedergeboorte kom, wat ons nou almal weet die Heilige Gees kom maak woning binne in ons, en dat daar iets anders is ook, die doping met die Heilige Gees. Kom ons kyk wat het Paulus geskryf toe hy in Efese was. Handelinge 19 vers 1. Ons gaan 'n stukkie hier gou met mekaar deel. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. So as die woord sê, hy het sekere disippels gevind, is dit mense wat reeds Jesus aangeneem het as hulle verlos en saligmaker, of is hulle nog in die wêreld? Wat reen? Disippels. Saved. Okay, met ander woorde, die Heilige Gees het reeds binne in hulle kom woning maak. Okay, so hulle was kinders van die Here. Hy sê hy het sekere disippels gevind. Vers 2. En hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nou as daar nie 'n Heilige Gees doping met die Heilige Gees was nie, sou daai vraag geen sin gemaak het nie, want dan beteken dit hulle het nog nie tot wedergeboorte gekom nie. Want as die Heilige Gees in hulle kom woon het, dan het hulle tot wedergeboorte gekom. Daarom kan ek ook nie in die kerk bid, Here, laat die Heilige Gees binne in mense inkom nie. Want as ons, jy moet bid, Here, laat die mense hulle lewe vir die Here gee, ja, dan kom die Heilige Gees hulle in. Okay. So almal wat weergebore is, het die Heilige Gees ontvang. Maar waarvan praat Paulus hier? Hy sê, toe julle het julle Heilige Gees, toe julle gelowig geword het. En hulle antwoord, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Dan word hulle het nog nie die gehoor van Pinksterdag wat gebeur het nie. Hulle het nog nie die teaching gehad oor die Heilige Gees nie. Maar hulle het geweet, Jesus is die Messias, hy is die verlosser, en hulle het hulle vertroue reeds in hom gesit. Vers 3. En hy vra vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Christus Jesus. Maar toe die Jesus opgestaar het, het hy die doop ingestel weer. Toe sê hy, en toe hulle dit gehoor het, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê. So, ons weet hulle was wedergebore. Ons weet ook dat hulle wedergebore was, want hulle het hulle self nou laat doop. Jy kan nie eers doop en dan wedergebore raak, so sekere kerke dit doen. Nee. Jy word eers wedergebore, en dan word jy gedoop. So ons weet hulle was, die Heilige Gees was reeds binne in hulle. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het sê op hulle gekom, en hulle het met ander tale gespreek en geprofeteer. So met ander woorde, hulle het begin bid in tale. Okay. So die Heilige Gees wat in my kom woon, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek tot wedergeboorte kom, is nie dieselfde as wanneer die Heilige Gees, ek met die Heilige Gees gevul word met krag, sodat ek 'n effektiewe getuie kan wees van Handelinge 1 vers 18. Dis twee verskillende goed. Terug na Korintiërs toe. Alright, 1 Korintiërs 12 vers 1. Ons gaan nou so lekker deur hulle begin werk. Ek hoop jy het jou Bybel saam en jy is reg om te leer. Okay. En wat die geestelike gawes betref, die geestelike geskenke, the gifts of the Spirit, broeders, met wie praat hy? Die kerk. Wil ek nie dat julle onkundig moet wees nie.
Paulus wil nie, julle moet nie weet hoe dit werk nie. So hy vertel ons nou hoe werk dit. Dis reg om te leer. OK. Daai woord geestelike gawes, die Griekse woord daarvoor beteken supernatural. So met ander woorde, die gawes is nie natuurlik nie, dis bo-natuurlik. Vers 2. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. So hierdie heidene was weggevoer, hulle het afgode gedien. OK. Maar nou het hulle die Here aangeneem. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Jy sien, in daardie dae het hulle, veral onder die heathen persecutors, het hulle gegaan en hulle het die Christene gevat en they wanted to get them to say Jesus is accursed. En hulle kon dit nie doen nie. So dis waar Paulus hierna toe verwys. Jy kan nie Jesus 'n vervloeking noem as jy die Heilige Gees nie het. 1 Korintiërs 12 vers 4. Daar is wel verskeie van genadegawes, gifts, maar dis dieselfde Gees, die Heilige Gees. Nou ons gaan nou sien, hier's 3 verskillende goed. Een word deur die Heilige Gees verteenwoordig, een word deur die Seun verteenwoordig en een word deur die Vader verteenwoordig. Kom ons kyk gou. So die eerste een is die gifts, en dit word verteenwoordig deur die Heilige Gees. Dan sê hy, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge. In die Engels is dit administrative offices. Dan word hy praat hier van die apostel en die leraar en die profeet en so aan. Okay. En tog dieselfde Here. Waarna verwys hy? Jesus. So hierdie is Jesus se gifts, wil ek amper sê. En dit lees ons in Efesiërs 4 vers 11 en 4 vers 12. Wat hy sê, en hy, dis Jesus, het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars, die 5voudige bediening. Hoekom het Jesus die 5voudige bediening gegee? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Met ander woorde, hulle is nie daar, so die heiliges op Sondagoggend lekker, jabula, lekker in die kerk, is goed. Maar nie net dit nie, stop nie daar nie. Jy word toegerus vir dienswerk. Elkeen van ons word toegerus deur die 5voudige bediening vir dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van Christus. OK, terug na Korintiërs 12 toe. 1 Korintiërs 12 vers 6. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge. So hy het eers gesê gifts, toe het hy gesê bedieninge, en nou sê hy werkinge. So werkinge in die Engels is operations, en tog dieselfde God, wat alles en almal werk, hier verwys hy na die Vader. So die Vader verteenwoordig die werkinge. Die 3 eenheid en die gifts. Nice, né? Vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring. Sê openbaring. Die Engelse woord daarvoor is manifestation. Wat beteken manifestation? As ek sê manifest. Okay, to manifest means to make visible. So hy sê, maar aan elkeen word die openbaring of die manifestation gegee to make visible. Dis wat dit beteken, om dit, laat jy dit kan ervaar, laat jy dit kan sien. Van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. So wanneer ons praat van die gawes van die Heilige Gees, it is made visible op wat nuttig is. Met ander woorde, wat op daardie stadium wil die Here doen in iemand se lewe of in die gemeente. En daarom manifesteer dit op wat nuttig is. So the visible manifestation would be the visible healings, miracles, manifested prophecies, tongues, interpretations, soos wat ons vanoggend nou die tongue and interpretation gesien het, and even the given forth of wisdom, knowledge and discerning of various kinds. Vers 8. Want aan die een, sê bietjie een,
So raai wat, jy's ook een. OK, een. Aan die een, aan wie word dit gegee? Aan die een, aan jou. Alright. Want aan die een word deur wie? Deur die Gees. So, aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. So, die Gees gee dit vir jou, vir iemand in die gemeente. 'n Woord van wysheid gegee. 'n ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie. Aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale en 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat alleen wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So met ander woorde, die Here gee dit vir jou soos hy wil. Maar Paulus sê ook jy kan jouself beywer vir dit. Met ander woorde, jy kan vra vir dit. OK. So daar was 3 gawes van drie groepe van gawes. Hulle is elkeen in 3 verdeel. Daar's die gawes van openbaring, gawes van inspirasie en dan kraggawes. So kom ons kyk na die eerstes. Gawes van openbaring. Dis die gawes van die verstand. Gifts of revelation, the mind gifts. Okay. Word of wisdom of woord van wysheid. Dit is 'n bonatuurlike openbaring of insig in die goddelike wil en doel wat wys hoe om enige probleem wat mag ontstaan op te los. Dan kry ons die word of knowledge of woord van kennis. Dit is 'n bonatuurlike openbaring van goddelike kennis of insig in die wil of planne van ander wat die mens nie van homself kon weet nie. Die Here wys jou miskien iemand in iets in iemand se lewe wat net hy van weet. And when you bring that word of knowledge, dan ruk dit om. Want dan sê, how did you know that? God showed me. En op daai oomblik gaan daai persoon se hart oop vir die werking van die Heilige Gees. Dan die discerning of spirits, onderskeiding van geeste, is 'n bonatuurlike openbaring of insig in die ryk van die geeste om hulle planne te weet. Stap dalk 'n ou hier in en hy is wat noem hulle dit? Satanis. And he's got a certain plan. And he sits here and he wants to do something and the Lord shows you in the spirit. This is the discerning of spirits. Alright, gift of inspiration. Of vocal gifts, gawes van inspirasie, vokale gawes. Die eerste een is profesie. Dit is 'n bonatuurlike woord in die verstaanbare taal. Dit is 'n wonderwerk van goddelike uiting, nie bedenk deur die mense denke of redenasie nie. Aan die ander woorde, die Here sit daai woorde in jou en jy spreek dit uit. Verskeie soorte tale, dis 'n bonatuurlike uiting van 'n ander taal wat nie aan die spreker bekend is nie, soos ons vanoggend gesien het. Die interpretasie van tale, dis bloot die bonatuurlike vermoë om die verstaanbare taal te interpreteer wat die ander tale uitgespreek het. Ons onthou, dis nie 'n vertaling nie, is 'n interpretasie. So dit hoef nie noodwendig presies, hierdie was 10 woorde, so hierdie moet 10 woorde wees nie. Dis 'n interpretasie van die taal. Hoekom gebruik die Here taal en uitleg? Nogal snaaks, né? Tel daaraan gedink. Hoekom so? Die rede hoekom die Here dit so doen is, in that moment, it focuses the whole congregation on that. Dat die Here op hierdie nou 'n taal bring waarvoor 'n uitleg moet wees. En dit so, almal word stil. En luister vir die taal, en dan verwag ons die uitleg. To focus everybody on God is now speaking. Kraggawes, werkende gawes, geloof. Die gawe van geloof, dit is 'n bonatuurlike vermoë om God te glo sonder menslike twyfel, ongeloof en redenasie. Jy weet dat jy weet dat jy weet. Op daai oomblik, Here gee die gawe van geloof, Here gaan 'n wonderwerk doen. Dis 'n gawe van geloof. Baie keer as ek vir mense moet bid, dan sê ek, Here, I just don't have the faith for this right now. Here, laat die gawe van geloof nou deur my opereer. Ek sien, ek kan maar partykeer eerlik wees met die Here, nee. Hy ken jou in elk geval.
Gawe van genesing, dis 'n bonatuurlike krag om alle soorte siektes te genees sonder menslike hulp en medisyne. En ek glo nogal geloof en die gawe van genesing, hulle loop nogal saam. Die werking van kragte of wonderwerke, dis 'n bonatuurlike krag om in te gryp in die gewone verloop van natuur en om natuurwette teen te werk indien nodig. Waar het ons dit gesien in die woord? Toe hulle oorlog gemaak het, het hulle gebid dat die son moet stil staan. Okay, dis 'n wonderwerk gewees. Alright. Nou, as ons nou Korintiërs 12 toe gaan, dit gaan alles oor ons as 'n liggaamsbediening. Ek wil nie vanoggend op dit konsentreer nie. So ons gaan deur dit skiep en dan stel ons weer op daar in vers 27. Okay, vers 27. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek as apostels, die tweede profete en die derde leraars. Daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers. So daar kom nou nog gawes. Daai eerste klompie gawes as lees, is nie al gawes nie. Ek kan nie presies onthou hoeveel, ek dink so iets so 27 gawes wat daar is. Ek sal net gaan kyk na daai getal, ek kan nie nou onthou nie. My helpers, regeringe, allerlei tale, daar's ander gawes ook. Vers 29. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie en almal is tog nie kragte nie. Want ons is 'n liggaamsbediening. Die Here gebruik jou in 'n sekere gawe en 'n ander persoon in 'n ander gawe. Maar saam is ons 'n liggaamsbediening. Vers 30. Het almal genadegawes van gesondmaking? Nee. Spreek almal in tale, waarvan praat hy nou? Almal kan 'n gebedstaal in tale hê. It is for every believer. So wanneer mense na hierdie kyk en sê hulle, o nee, dis nie vir almal nie. Nee, dis vir elkeen. Waarna hy hier verwys, want hy sê in die volgende een, hy sê, kan almal dit uitlê. Dis een, taal en uitleg. Baie keer is dit nie dieselfde persoon wat die taal en uitleg bring nie. In hierdie geval is dit dieselfde persoon. Maar ons baie keer wat dit een persoon is wat die taal bring en 'n ander persoon wat die uitleg bring. So wat sê Paulus hierso? Kan almal in tale praat hy nie van jou gebedstaal nie, sê het almal die gawe van die taal en die uitleg, want dis waarvan hy praat. In die hele konteks van daai vers het almal genadegawes van gesondmaking, wat was? Gift of healing. Spreek almal in tale met die uitleg? Nee. Okay? So, maar dit beteken nie dat ons nie al hierdie goed kan nastreef nie. Jy kan nastreef en sê, Here, ek soek hierdie gawes, en ons sal dit nou sien. Dis 'n opdrag aan jou as gelowe om die gawes ernstig te begeer. Kyk na 1 Korintiërs 12:31. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Daai beywer beteken a strong passion for a thing. I have a strong desire, Lord, for you to use me in the gifts of the Holy Spirit. Dis die opdrag wat Paulus jou gee. Hy sê, desire it. Beywer jou vir dit. Soek dit. Maar beywer julle met die beste gawes en wys julle nog 'n uitnemender weg. En ek wys julle nog 'n uitnemender weg. En dan gaan hy oor in Korintiërs 13 toe. Nou, ek gaan nie baie sê oor Korintiërs 13 nie, maar is interessant om te sien, dat in Korintiërs 12, lê Paulus vir ons die verskillende gawes uit. Dan gaan hy in Korintiërs 13 in wat handel oor die liefde. En hy koppel die liefde aan die gawes. Jy sien, ek kan nie opereer in die gawes sonder die liefde nie. En wanneer jy 'n gawe kry, vat die Here dit nooit weg nie. Daarom sê jy partykeer sien dat ou amper terugval in die wêreld, sondige lewe lei, en nog steeds gebruik die Here hom in die gawes. Because he never takes it away. Maar dan doen hy dit baie keer sonder liefde, en dis wanneer mense seer kry. So ek moet die gawes opereer in die liefde. Maar ek wil net na 'n paar versies gou verwys in Korintiërs 13. Die eerste een, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek. Waarna verwys hy? Hy praat nou weer van die gawes, nê? En ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende sambal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, waarna verwys hy?
Die gawes, so van hoofstuk 12. En al die geheimenisse weet, en al die kennis. Wat is kennis? Gawe van kennis. En al sou ek die geloof hê, gawe van geloof. Al sou ek die berging of sit, al het ek nie, maar ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. So met ander woorde, vir die Here om jou te gebruik in die gawes, moet jy 'n liefde vir mense hê. As jy nie 'n liefde vir mense het nie, die Here geen rede om jou te gebruik met die gawes. Die Here koppel die liefde aan die gawes. Nou wil ek gou daar net vinnig na Korintiërs 13 vers 9 en vers 10 verwys. Hy sê, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Nou hier is waar sekere denominasies met mekaar begin verskil. Want sekere denominasies is wat ons noem cessationists. Cessationists glo, the gifts have ceased. En hulle gebruik hierdie skrif en hulle sê, wanneer die volmaakte gekom het, en hulle sê, maar ons het nou die kanon, ons het nou die Bybel is nou die volmaakte, en daarom het ons nie meer die gawes nodig nie. En ek is 'n continuist. Ek glo in die gawes van die Heilige Gees. En ek sê die volmaakte is wanneer Jesus terugkom. Tot en dan is ons in die kerkera met die opdrag, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees wat jou die krag gee om sy getuie te wees nie. Handelinge vers 8. So daarom is ek 'n continuist. Ek glo in die gawes van die Heilige Gees. En die volmaakte wat sal kom is Jesus Christus wat sal terugkom. Die volmaakte het nog nie gekom nie. Dan, wanneer hy gekom het, dan is die kerkera verby. Dan het ek nie meer nodig om disippels te gaan maak nie. So what's the gifts then for? We don't need the gifts once Christ comes back. And only then it will cease. Ek het nie nodig om te profeteer as Jesus teruggekom het nie. Na die gawe van geloof en gesondmaking en al die goed gaan nie meer nodig wees wanneer Jesus teruggekom het. Maar tot dan toe het ons die gawes nodig. Wanneer die kerkera eers verby is. Nou ja, nou skuif ons aan na 1 Korintiërs 14 toe. Nou het ons weet ons wat die gawes is. Ons weet ons moet dit in liefde opereer. En nou praat Paulus baie van hoe opereer hierdie gawes in 'n diens. Okay, in 'n service. Hy sê jaag die liefde na. So hy verwys terug na Korintiërs 13 toe. En dan sê hy weer, waarmee het hy afgesluit in Korintiërs 12, het gesê, beywer jou vir die gawes. Nou begin hy weer. Hy sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie. Understand this. Wanneer jy in jou taal bid, praat jy nie tot mense nie, maar tot God. So I'm speaking to God when I pray in my heavenly language. Want niemand verstaan dit nie. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense. Nou spreek ek net die mense. Wat spreek ek? Stigting, woorde van stigting, troos en bemoediging. So oor die algemeen. Ek dink tog soms is daar 'n profetiese woord wat vermaaning gee. Maar volgens die skrif hier sê profesie, stigting. Die gemeente word gestig of die persoon word gestig, hy word bemoedig en hy word getroos. Alright. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, edifies himself, hy bou homself op. So as ek in 'n taal praat, wie stig ek die gemeente? Nee, ek stig myself. So partykeer, dan voel ek so 'n bietjie tussen die vloer en die polletoer, en die dinge voel nou nie so lekker nie, dan sal ek partykeer hier op die gronde rondloop, en dan begin ek in my hemelse taal te bid, en guess what? Dan bou ek myself op, ek stig myself, en ek voel hoe die laste begin afval. Want ek stig myself.
maar hy wat profeteer stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Wat sê Paulus? Dis moontlik vir almal om in tale te praat. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Dis jou gebedstaal. So die hele tyd hier discern, wanneer praat hy van die gebedstaal en wanneer praat hy van taal en uitleg. Gebedstaal is wanneer die Heilige Gees oor jou kom, gebedstaal, gawe van die Gees. OK, dis 2 verskillende goed. Maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groot as hy wat in taal spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou broeders, as ek na julle kom, nou sê Paulus, nou ek tel op, hier was 'n probleem in die Korinte gemeente gewees. Dit wil vir my lyk, asof hulle by mekaar gekom het, en al wat hulle heeltyd gedoen het, is hulle het in tale gebid. Dit lyk vir my so, as ek lees wat Paulus nou hier vir hulle probeer sê. Dit kan nie so wil werk nie. Hy sê, maar nou broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek of deur 'n openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie. So in ander woorde, in die diens moet daar kennis, openbaring, profesie, lering wees. Ons kan nie net heeltyd met mekaar in tale praat nie, want ek stig jou nie deur in tale te praat. Dis wat Paulus nou hier sê. Net so met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet of wat die fluit speel, siter speel? Dan word die ding met 'n dientjie hê. Okay. Want as ek op 'n sein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir oorlog? Net so julle ook. As julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. Aan die ander kant, ek kan nie met iemand anders in tale praat nie, want dan is ons vreemdelinge vir mekaar. So moet julle ook terwyl julle streef, weer beywer, streef na die geestelike gawes, probeer om uit te mynd tot stigting van die gemeente. So waarom streef ek na die geestelike gawes? Tot stigting van die gemeente. As ek in my taal bid, stig ek myself. Die gawes is vir die stigting van die gemeente. So kom ek nou kerk toe op 'n Sondagoggend, to be blessed? No, I come to be a blessing. Wie kan ek kom bedien? Miskien nie voor die tyd, voor die diens begin, dan het ek 'n woord vir 'n boetie van my. Of ek het net 'n drukkie vir iemand wat 'n drukkie nodig het. Of ek het 'n woord van kennis of wysheid of 'n profesie of wat dit ook al mag wees, het jy vir iemand of dalk na die diens. Maar jy kom en jy sê, Here, gebruik my vandag om 'n blessing vir iemand in die diens te wees. Kom met daai attitude. Kom sê, Here, vir wie kan ek vanmôre 'n blessing wees? Vir wie kan ek vanmôre saam gaan bid? Vir wie kan ek vanmôre 'n bemoedigende woord gee? So ja, dankie Here dat U bless ons elkeen altyd as ons kom. But I also want to come and be a blessing to somebody else. En dis een van die redes hoekom ons die onderlinge byeenkomste nie moet misloop nie, so sommer die gewoonte het nie. Why? Because if you're not here, God can't use you to bless somebody else. That's why you're here. Okay. Vers 13. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek bid, dat hy dit kan uitlê. So jy moet die Here vra vir die gawe vir die gawe van uitleg van tale. Jy moet bid, jy moet jy kan vra, jy kan bid vir dit. Vers 14, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Bid my verstand? Nee, hy sê die verstand is onvrugbaar. My gees bid. Dis hoekom ek kan besig wees om iets anders te doen, iets te skryf of iets te lees en whatever terwyl ek in tale bid. Want ek gebruik nie my verstand om in tale te bid nie. Dis my gees wat bid. En dis 'n belangrike ding om te verstaan, maar my verstand is onvrugbaar. Hy sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid. Aan die ander woorde, ek sal in tale bid, sê Paulus. Hy sê, maar ek sal ook met die verstand bid. Nou ek wil vir die cessationists vra, bid vir my bietjie in die gees en dan in die verstand. Ek wil sien, hoe doen jy dit? Jy kan dit nie anders doen nie as om in tale te bid nie. Dis wanneer jy in die gees bid. Hy sê, ek sal met die gees psalms sing. Ons het 'n bietjie vanmôre lekker in tale gesing.
Maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Hoe sing jy aan in die gees en in die verstand? Wys my die verskil tussen die twee. Ek kan. Hy sê anders as jy met die gees dank. Met ander woorde, ek het nou in tale gedank, so wat hy sê. Hoe sal hy wat die plek van die onkundige inneem, amen sê op jou dankgesegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. Met ander woorde, daar bevestig hy weer, wanneer ek in die gees bid, bid ek in tale. Want hy sê, wanneer jy dit nou in die gees dank, dan weet jy nie wat jy sê nie. So dis presies wat dit is. Want jy dank wel goed, want die Heilige Gees gee dit vir jou, so dit sal goed wees, maar die ander een word nie gestig nie. Want as ek in tale bid, wie stig ek? Kom mense, wie stig ek? Myself. Alright. Let all things be done for edification. Also looks outward. It doesn't mean let everything be done for my edification. It means let everyone come to church with a heart to build up somebody else. Vers 18, ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal saam. So Paulus, hy het baie reistogte aangeneem na verskillende kerke toe, en ek kan sien hoe hy, al die pad wat hy loop, na die volgende kerk toe in tale bid. Dis hoekom hy kon gesê het, ek bid meer in tale as julle almal. Hy sê, maar in die gemeente, wil ek liewers 5 woorde met verstand spreek, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. Hoekom sê hy dit? Want Paulus het verstaan, as ek in 'n taal praat, verstaan jy dit nie en stig ek myself. Nou is ons by mekaar in die gemeente. Paulus sê nie, jy mag nie in tale bid in die gemeente nie. Hy sê net, dit help nie, hy kom staan nie voor en hy bid in tale nie. Nee, hy moet lering kom gee. So baie mense wil hierdie wys na, nee, jy mag nie in tale praat tydens 'n diens nie, is net vir jou binnekamer. Nee, ons mag in tale praat hier. Maar daar is 'n ander gedeelte wat daaroor ook gaan. So dis hoekom die mense maar bietjie met mekaar verskil hieroor. Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid. Wees volwassenes in die verstand. Dan gebruik bietjie jou kop wanneer dit by die goeters kom. Okay, so ons moet 'n bietjie dink oor hoe ons dit gebruik. Ons moet dit reg gebruik. In die wet is geskrywe, ek sal deur die mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Obviously, die koneksie hier is nog steeds tale, want dit is waarvoor hy praat, en wat haal hy aan? Hy haal hier aan Jesaja 28 vers 11 en 12, wat ek nie nou vir julle wil lees nie, maar hy haal die Ou Testament hier aan, wat hy met die volk praat. Maar kom ons kyk verby. 1 Korintiërs 14:22. Die tale dus is 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. As die hele gemeente dan saam vergader, en hier is nou die contentious punt, en hulle sou almal, sê asseblief almal, dankie, in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges in, sal hulle dan nie sê dat julle kranksinnig is nie. So I get the picture. Hier stap hierdie ou in, en almal is besig om in tale te praat. En ek, wat gaat hier aan? En dan kom Paulus, of die prediker, en hy kom staan, en al wat hy doen is praat in tale. En ek dink dis wat in Korinthe gebeur het. Hy sê, maar jy gaan dink, jy is mal man. Daar moet lering ook wees. En dan, wanneer jy in 'n taal praat, wie stig jy? Jouself. Soos ek in aanbidding in 'n taal praat, dan bring ek dit nie kliphard uit nie. Ek staan miskien net daar op my eie, en ek just praying in tongues. Maar dit is vir my edification, nie vir die hele gemeente se nie. So, you can bring the volume down to where it suits you, because jy is besig om jouself te stig. Maar, wanneer ek 'n taal uitbring, dan moet daar uitleg wees. So ek kan nie 'n hardtaal uitbring, en daar's nie uitleg nie, want ek sal nou sien wat sê Paulus daaroor. So jy kan in jou eie, terwyl jy ons aanbid, or whatever, you can do it, en solank daar ook leringe goed saam met dit saam gaan, nee. So as die hele gemeente saam vergadering en almal sou in tale spreek, en die onkundige sal jy sê, jy is nie kranksinnig nie. So kan ek nou 'n reël maak in die kerk, tydens die diens mag niemand in 'n taal praat nie. Nee, ek kan nie 'n reël maak nie, want dan gooi ek nou weer die water met die baba met die badwater uit. Kom ons kyk wat sê 1 Tessalonisense 5:19 vir ons. Hy sê, blus die gees nie uit nie.
Nou wat is wanneer, en dan sê hy verag die profesie nie en beproef alle dinge bou die goeie. So what is, blus die gees nie uit nie, Engels daarvoor is, do not quench the spirit. Okay, so I can't quench the spirit. So to quench the spirit means to stifle his work in our midst, to limit and hinder him. Sin quenches the spirit. So as daar son in ons lewens is, guess what? It quenches the spirit, want jy voel nie vrymoedigheid. Jy nie vrymoedigheid nie, né? Hier is die ander een. Traditions quenches him. Wanneer ons tradisie in die kerk indra. Wanneer ons tradisie sê, jy mag nie so maak nie, en die Here mag nie so beweeg nie, mag nie so beweeg nie. Mag nie in tale praat nie, dan is ek besig. Man-made rules and regulations in public worship quenches him. Disunity quenches him. So met ander woorde, ek kan nie 'n reël maak as jy mag in tale praat. Maar, wat sê Paulus ons? Wees volwassenes in die verstand. Dink 'n bietjie. Wanneer jy die gawes gebruik, doen dit soos die Gees jou korrek leer en lei. Right, vers 24. Maar as almal profeteer en daar kon 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Vers 26. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, het ons vanmôre saamgekom? Right, so hy praat nou met ons, né? Luister nou mooi. Dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, laat alles tot stigting geskied. Nou, obviously, is dit nie baie prakties, omdat as jy met 'n kerk van 1000 mense sit, om te sê elke ou, het of 'n psalm of dit, gaan nie so werk nie. Maar, jy kom vanmôre kerk toe, en miskien is die Here 1 of 2 of 3 mense, het hy in hulle harte gestir, met 'n taal, of 'n uitleg, of 'n psalm. Ek weet, jou maat altyd vir ons sing ses vir ons so 'n liedjie. So beautiful. Okay, so sy het 'n lied op haar hart wat sy met ons wil deel. En dit is heeltemal skriftuurlik om dit te doen. Okay, maar wat moet gebeur? Alles moet tot stigting geskied. Dit moet die gemeente stig. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3. Waarvan praat Paulus nou? Nie van jy aanbid hier in jou taal nie. Hy praat van wat vanmôre gebeur het, taal met uitleg. Hy sê 2 of hoogstens 3. Met ander woorde, as 1, 2 of 3. Nou in al my jare in die kerk, en ek ken taal en uitleg, en dit baie, dat een persoon in taal bring, ander een uitleg, dink ek nie, het ek ooit 3 gesien nie. Ek het al 'n paar keer 2 gesien. 2 keer laat daar taal is en 'n uitleg. So dit gebeur nie baie laat daar meer as 1 is, of selfs dan meer as 2 nie. So, laat iemand wees 2, hoogstens 3, en by beurte, en laat dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie. Met ander woorde, ek het nou hier in my hart gevoel, wow, man, ek prys die Here vanmôre, en die volgende oomblik gaan ek klip hard in my taal uit, en kashatatarakate, en nou hoor die hele gemeente dit, almal word stil, die Here gaan nou praat. Focus on everybody's attention. Nou is daar nie uitleg nie. Dan word ek nie reg gehoor nie. Dit was nie 'n taal uitleg nie. Dit was my gebedstaal waarmee ek myself gestig het. Dit was nie bedoel gewees vir die gemeente nie. So dit gebeur. Hy sê, maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg. Nou sê nie, nou moet jy heeltemal stil bly nie, hoor, want lees die res. En laat hy met homself en met God spreek. Met ander woorde, gaan weer terug, daai taal was tussen jou en die Here gewees. Dit was nie vir die gemeente nie. Dis wat hy daar sê. Okay. Nou, hier is 'n bitter belangrike vers, en ek wil asseblief almal se aandag mooi op hierdie een hê. Laat 2 of 3 profete spreek, en die ander dit beoordeel. Nou, as ek sê anders, sou ek sê die leiers van die gemeente. So wat gebeur hier? In die Ou Testament, as 'n persoon 'n profetiese woord gebring het wat nie waar geword het nie, het hy met sy lewe daarvoor betaal. Deuteronomium 18:20. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in sy naam te spreek, en ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van 'n ander gode gespreek het, die profeet moet sterwe. 'n bietjie versigtig wees, né? Gelukkig was dit in die Ou Testament.
Ons is nou in die tydperk van genade. En die Here moedig jou aan. En hy sê vir jou, beywer jou vir die gawes. Beywer vir jou veral om te profeteer. So wat nou gebeur is, nou stap ek uit in geloof. En dis nou hier waar ons baie mooi moet leer. Ek kry iets by die Here. Die Here gee my 'n woord. En ek voel, ek het 'n woord wat ek vir iemand wil gee, of wat ek vir die gemeente wil gee. En die woord is, kom ons sê ek het vir iemand 'n woord. Kom ons sê, Eileen was vanmôre en ek vir haar plaas, en die Here gee my woord 3 lande. Ek sê, ja, Here, maar dit beteken vir my niks nie. 3 lande. Okay, ek voel ek brand in my, ek moet die woord gee. Nou gee ek vir haar die woord 3 lande. Wat baie keer nou kan gebeur is die Heilige Gees gee my dan die res. So hy stop, baie keer gee hy nie vir jou baie nie, want hy wil nie jy moet dit oordink nie. Dis nie 'n ding, dis nie 'n kopding nie. Dan gee die Here vir my nog verder die woord. Of hy gee niks nie. En nou voel ek kan nie net dit sê nie. Nou sê ek vir haar ander goeders by, maar daai ander goed wat ek by sê, is nie van die Here af nie, dis uit die vlees uit. Okay. So, as die Here vir jou 3 lande gegee het en dis al, dan is dit al wat jy sê, want 3 lande het dalk vir haar sin gemaak, dat sy 3 lande goeders moet plant of whatever. Okay, so dalk 'n vraagstuk in haar hart gaan. So dit is hier, sê hy, dat ander dit beoordeel, want wat gebeur is, mense begin in die gees, en hulle eindig in die vlees. En daarvoor moet ons versigtig wees. Nou beoordeel, hy sê hy beoordeel die ou wat die woord gebring het. Nee, beoordeel die woord. En nou kyk ons na die woord en sê ons, I'm going to use Brian as my example, just because I can. So nou gaan ek terug na Brian toe en ek sê, Brian, my boetie, that first 2 sentences you gave us was out of the spirit, but then you went into the flesh. En dan moet hy groot genoeg wees om dit te vat ook, né? Want hy wil mos beweeg in die gawes van die Gees. Okay. So that's why hoekom ons die woord moet beoordeel. So ek beoordeel nie my boetie nie. I judge the word. Because we do tend to get into the flesh. Say too much, more than the Lord actually gave us. So be careful of that. Veral jy Brian wat nou daarin beweeg, hear to what I'm saying now. Always be careful not to go into the flesh. Stay within the limits what the Spirit gives you. Okay. En dieselfde vir Michael, hy beweeg ook nogal in hierdie gift. So, only what the Lord gives you. Okay. Vers 30. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste een swyg. Nou, hoekom sê hy dit? For the same reason. Somebody is starting to talk, and the Lord gives something else to somebody else, then you keep quiet, because the Lord is now going to use the other person, because if I going to keep on, I'm going to go into the flesh. Gaan dit gou vir julle lees wat een van die Bybelkommentare hieroor sê. Hy sê, Paul lays down the rule that if a prophet is speaking and anything is revealed to another prophet sitting in the audience, that the first is required to stop speaking to make way for the one who has received the latest revelation. This reason, as suggested, is that it's no longer the first man talks, the longer the first man talks, the more apt he is to speak out of his own power rather than by inspiration. In continued speech, there's always the danger of shifting from God's work to one's own words. Revelation is superior to anything else. So dis hoekom ons dit so doen. That's why die woord sê, beoordeel die woord. And that's why we must be careful when God gives you a word for somebody or for the congregation, that you only give what God gives you. And don't tend, dit was nou so min, ek kan nie so min sê nie, ek moet meer sê. Okay, and then you make a mistake. Right. Vers 31, want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Hier kom ons nou by vers 32, and I want everybody to once again be awake. Here's an important one. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Wat beteken dit? Die geeste van die profete is aan die profete onderworpe.
Met ander woorde. Michael is my ander ou waarop ek van 'n voorbeeld kan maak, net omdat ek kan. Okay. So Michael sit daar en hy voel, die Here het 'n woord vir die gemeente. En dit is so, die Here het nou vir hom 'n woord gegee vir die gemeente. Maar die geeste van die profete is onderworpe aan die profete. Dit beteken, he's got control over it. So he doesn't have to, in the middle of my sentence, get up and say, die Here sê vanmôre, because it's out of order. Okay? He's got the word. Now he's asking the Lord, when is the time to bring it? En dis hoekom ek sê, wanneer jy 'n woord vir die gemeente het, dan kom jy vorentoe. Of dit nou 'n taal is, 'n uitleg, of net 'n woord, of wat, dan kom jy vorentoe en jy vang net my oog en jy wys vir my, of die ander pastoor wat ook besig om te bedien, vang net my oog en sê, I've got a word. Okay? Then the person in charge, whoever that is at that moment, will find the right spot to say, okay, Michael, geef my jou woord. And then you take the mic, want ons is ook live op internet, tyd wat ons saai. So then you take the mic, so that they can also hear the word. Want die woord mag dalk vir hulle wees. Okay. And then you take the mic and then the word goes out. So, you don't just, when the Spirit comes, bring it. You say, Lord, when is the right time to bring it? And then you wait. Come out, acknowledge, I'll acknowledge you and I'll give you an opportunity when the time's right. Dan hoor ek is dalk besig om in worship in te beweeg en ek wil nie nou die vloei stop nie. Aan die einde van die worship, dan gee ek vir jou die mikrofoon en jy bring die woord. Of tydens die preek of whatever dit mag wees. Does that make sense to everybody? Almal happy met dit? Okay. Want as jy die woord kry, beteken nie jy moet dit onmiddellik bring nie, want hy sê die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. You can hold it until it's the time to bring it. Okay. Vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in alle gemeentes van die heiliges. Ja, die sensation is like om hierdie versie aan te haal. God is nie 'n God van wanorde nie. Okay, hy is nie, ek stem saam. Maar kom ons kyk bietjie wat is wanorde en wat is nie. Ek gaan vir julle nog 'n Bybelkommentator se gedeelte lees. If there is confusion and disorder at a church meeting, it isn't from God. Ek stem saam. God may do things we do not understand. En dis wat baie mense, because I don't understand it, dan is dit uit orde uit. Nee. Net omdat jy dit nie verstaan nie, maak dit nie disorderlik nie. God may do things we don't understand, and things that seem strange or unpredictable to us, but there will not be a general atmosphere of confusion or weirdness. So net omdat vir jou weird is, beteken nie, dis nou wanorde nie. But generally there won't be an atmosphere of chaos. That I agree with. Okay. Want hy keer het sê in die middel van 'n diens en 'n demoon manifesteer. Wat moet jy dan doen? Dan hanteer jy dit. Maar vir 'n ou van buite af mag dit nou na wanorde lyk. Maar dis nie wanorde nie. So, ons is nog in beheer van die diens. Ons hanteer dit. Of mense kom uit vir gebed. En daar staan miskien 'n boetie daar agter en die Heilige Gees kom oor hom en jy sien partykeer hy kry 'n bietjie van 'n manifestasie van die krag van die Heilige Gees oor hom. Dis nie wanorde nie. Dis heeltemal God wat iets doen wat jy nie verstaan dalk nie. OK. 1 Korintiërs 14:34. Hierdie gedeelte gaan nou oor die vrouens in die gemeente en dit gaan 'n preek op sy eie wees. Maar ek weet goeie nuus vir julle vrouens. Die woord sê jy mag profeteer, jy mag leer, jy mag al hierdie dinge doen. OK, maar daar is sekere riglyne wat die woord vir ons rondom dames gee. Want die Here gebruik julle op 'n besonderse manier, maar gaan nie vanoggend in dit ingaan nie. Okay. Vers 36. Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom, al wat Paulus vir julle vra, luister, Korintië, julle die woord geskryf. Nee, Paulus was besig om te skryf. Okay. Of het dit nou net na julle toe gekom? Nee, dis vir elke kerk bedoel.
Vers 37, as iemand meen dat hy profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle geskryf het bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom, broeders, beywer julle. Nou sluit Paulus weer af. Hy sê beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. So ons mag nie reël maak en sê, ons praat nie in tale in hierdie kerk nie, net te offend ons iemand nie. Okay. Maar as tye wat jy besig is met jouself en die Here, dan is daar taal en uitleg. Dit is twee verskillende goed. So jy kan nie 'n taal bring, kliphard vir almal, as dit nie 'n taal en uitleg is nie. That's between you and God, jy is besig om jouself te stig. Okay. Maar in die gemeente, so moenie, want ek praat van die gemeente met daai leringe, al goeders wees, dit was in vers 19. En dan vers 40 sluit hy af, hy sê, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Okay, welvoeglik en ordelik toegaan. So, kom ons haal weer aan wat ek in die begin vir julle gesê het, wat ons als gaan aanraak. Kom ons som dit op. Daar is gawes van die Gees, en dit is gegee, hoekom? Om die kerk op te bou, to edify the church, jou getuienis te bemagtig, Handelinge 1 vers 8, okay, en God te verheerlik. Dis die doel van die gawes van die Gees. Daar's 'n verskil tussen jou gebedstaal, wat jouself stig, en die taal en uitleg wat die gemeente stig. As ons almal op dieselfde bladsy, almal verstaan, okay. Nie verstaan nie, praat my na die tyd. Wanneer Paulus sê, hy praat meer in tale, as almal verby sy na sy gebedstaal. Wanneer hy praat, laat daar 2 of 3 en die ander dit uitlê, praat hy van die gawe van taal en uitleg. Wanneer Paulus sê, hy wens dat almal in tale praat, verwys hy na jou gebedstaal, wat vir elke gelowige is. En wanneer hy verwys na ons praat almal in tale, praat hy van die taal en uitleg. Wanneer hy sê, as ons almal in tale praat, en daarom 'n vreemdeling inkom, bedoel Paulus nie, dat jy glad nie in tale mag bid nou in die gemeente nie. Okay. As ons glad nie in tale mag gebid het tydens 'n diens nie, sou dit teenstrydig wees met wat op Pinksterdag gebeur het. Sou dit nie snaaks wees? Die Here sê, dis net hierdie een keer en julle mag dit nie weer doen nie. En toe gebeur dit weer in Kornelius se huis, toe die eerste heidene tot bekering kom. Sê, dis net vir hierdie een keer, julle mag dit nie weer doen nie. Okay, so ek stem nie daarmee saam lekker nie. So moenie verhinder, laat in tale gepraat nie. Onthou dat wanneer jy tot wedergeboorte kom maak jy die Heilige Gees woning binne in jou, maar dis anders as wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees om krag te ontvang om wat te doen? Effektiewe getuie te wees, wat ons in Handelinge 1 vers 8 oorlees. Het julle die Heilige Gees ontvang? Dit wys jou duidelik die tweede invulling met die Heilige Gees. Right. Het julle iets geleer vanmôre? Prys die Here. Het jy 'n behoefte om te sê, Here, gebruik my met die Gees, gebruik my met die gawes, Here. Not for me, but for the church. Lord, I want to be used by you. Wil hierdie gebruik word, Here. Kom ons gaan net so 'n bietjie tyd spandeer en let's just see what the Lord wants to do. Ek wil eers met sommer almal net gou vir Chris bid. Chris, the Lord has seen your faithfulness, and He has never forsake you, and He will never leave you. He will be there for you. So in this time of unsurety, what is the new door that the Lord's going to open for you, just trust and know that the Lord will open up a new door for you. And He wants you to be in peace over this time that your contract is coming to an end. And I will net vir julle sê, Chris I think it's the third time you've been here with us. Yeah, I think so. So Chris, bly in Carnarvon, so hy kan nie altyd hier na toe kom nie. But he's a faithful tither to this church. So the Lord has seen that you trust Him, and He will not disappoint you. Right. So kom ons bid gou vir Chris vir sy volgende stap. Father, in the name of Jesus, Father, thank you that you will open up the next door for Chris, that you will supply every need that he has, Lord, that you will give him peace in this time, and Father, that you will order his footsteps, Lord, into the next project that you are opening up for him in Jesus' name.
We call that project in the name of Jesus. Father, I command the door to open up for him in the name of Jesus. And thank you, Father, that you will bless his faithfulness in Jesus' name. We honor you for that. Ons loof u daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Amen. Chris, the Bible says, I've never seen the righteous, the children of the righteous beg for bread. You will be blessed. Amen. Okay. Kom ons gaan staan. Speel vir my daai Come in Your Glory, Lord. En terwyl ons dit so 1 of 2 keer gaan sing, vra die Here om jou te vul met sy gees vanmôre, vars aanraking van die Heilige Gees. Declare your desire to be used by him, and Lord, say, Lord, would you put a hunger in my heart for the gifts of the Spirit so that I can be a blessing to others, Lord. I want to use it, Father, to bless others. I want to use it, Father, to advance the kingdom of God, to bring in the lost, Lord. Wil jy my toerus vanmôre, Here, met krag uit die hoogte uit nie. So make that your desire, make your desires known to him this morning. Thank you, Jesus. We honor you, God. Come in your glory, Lord. Fill this place. 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 So fill my heart. Come in your glory, Lord. Fill my heart. Come in your glory, Lord. Fill my heart. Come, Lord. Come in your glory, Lord. Fill my heart. Come in your glory, Lord. Fill my heart. Come with your Spirit, Lord, and fill my life. Come with your Spirit, Lord. 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 Fill my life. Yes, thank you, Jesus. As jy vanmôre in hierdie plek is en jy wil graag hê ek moet saam met jou bid, saam met jou stem, miskien vir 'n genesing of 'n vars aanraking met die Heilige Gees, dat die Here jou opnuut sal vul, opnuut sal volmaak. Vanmôre as jy net 'n aanraking van die Here of nodig het, as jy vanmôre welkom om te kom en gaan saam met die Here, of ek gaan saam met jou bid en die Here vertrou
vanmôre vir dit wat jy nodig het vanmôre. Jy is welkom om te kom. Then I'm in your glory, Lord. Fill my heart. Come in your glory, Lord. Fill my heart. As jy honger het vir die gawes, is jy ook welkom te kom. Come in your glory, Lord. Fill my heart. Come in your glory, Lord. Fill my heart, oh, fill me up, oh Lord. Come in your glory, Lord. Fill my heart, oh, fill it up, oh Lord. Come in your glory, Lord. Ashadariyango, Yano. Come in your holiness. Come in your holiness. Fill my heart. Come in your holiness, oh come, Lord. Fill my heart, oh fill it up. Come in your strength, come in your strength, oh Lord. Fill this place. Come in your strength, O Lord. Fill this place. Dankie, Jesus. Ons loof U naam, Here. Groot en magtig is U vanmôre. Vader, ek dank U vir die gawes van die Heilige Gees, Here. Vader, dankie dat U ons toerus om effektief te wees vir U, Here. Effektiewe getuies te wees vanmôre. Ons eer U daarvoor, Here. Ek bid dat U in elkeen van ons harte 'n begeerte sal opstuur, Here, to be used by You. That You will stir up in our hearts, Lord, the desire to be used by You in the gifts of the Holy Spirit. We honor You for that, Lord. We thank You. Father, I pray that You would just bless everybody. Elkeen sal seën in hierdie plek, Here, in die naam van Jesus. Vader, dankie dat U nuwe deure oopmaak, Here. Dankie dat U elke storm stil maak en Here, dankie vir elke begeerte wat in ons harte is. Dat U die gewer van goeie gawes is. Here, U woord sê, every good and perfect gift comes from the Lord of the lights. Elke goeie ding, elke goeie gawe kom van U af, Here. Dankie dat U hierdie gawes gee. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen. Baie dankie. Marlies, is daar geen afkondigings hierdie weekie? Fantastic, baie dankie. As jy AP1 wil doen, praat net met my. Okay, nou, na die diens. Ek wil net kyk of ons genoeg mense het om AP1 weer aan te bied. So as jy belangstel in AP1 moet jy ons my net laat weet. Okay. Dis nou vroeg in Augustus, 6 tot 8 Augustus, dis ek reg onthou. Okay. Baie dankie. Nou ja, kom ons drink 'n lekker koppie tee. Be good and be blessed. May the Lord God be with you. Amen.